Aan die einde van nog 'n jaar en met 'n nuwe jaar wat op ons wag, wil ek graag eer en hulde bring aan die een wat ons anker en veilige vesting is, aan die koning van die eeue. Ek wil dit doen deur die doksologie van 'n onbekende Engelse skrywer wat ek vertaal het. Hy skryf: Meer as 2000 jaar gelede is hy verwek en gebore in teenstelling met die wette van die natuur. Hy het geleef in armoede en is grootgemaak in obskuriteit. Hy het nooit ver gereis nie. Hy was nie ryk nie. Sy familie was nie belangrike mense nie en hy het geen formele opleiding gehad nie. As baba het hy 'n koning ontstel. As kind het hy teoloë verbuister. As man het hy die gang van die natuur beheer, gewandel op die golwe asof op plaveisel, en 'n stormsee laat stil word se baba in 'n wiegie. Hy het menigtes gesond gemaak sonder medisyne en niks vir sy diens gevra nie. Hy het nooit 'n lied gekomponeer nie. En tog is hy die tema van meer liedere as wat daar liedere digters is. Hy het nooit 'n kollege gestig nie. Maar alle opleidingsinstansies saam het nie soveel studente soos hy nie. Hy het nooit 'n soldaat opgeroep, 'n weermag gemonster of 'n skoot afgevuur nie. En tog het 'n leier nog nooit meer vrywillige navolgers gehad wat sy opdragte uitvoer nie. Hy het nie sielkunde gestudeer nie. En tog het hy meer gebroke harte geheel as alle dokters, psigiaters en sielkundiges saam. Eenmaal per week kom honderde miljoene mense oor die hele wêreld heen bymekaar om aan hom eer en hulde te bewys. Die name van wetenskaplikes, filosowe, teoloë en kunstenaars het gekom en gegaan. Maar die naam van hierdie man versprei net al hoe meer. Al het daar 2000 jaar reeds verloop tussen die huidige geslag en die toneel van sy kruisiging en opstanding, leef hy steeds. Pilatus kon hom nie vernietig nie. Die graf kon hom nie hou nie. Hy is deur die Vader verhef tot die hoogste hemelse heerlikheid. Hy word erken deur die engele, vereer deur die heiliges, gevrees deur demone, as die lewende Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.